As hy, hè? Julle almal 'n lekker week gehad? Dit klink nie so nie, hè? Is die Here goed vir jou? Amen, ja, amen, amen. Julle moet nou pas op, want ek is nou by Mighty Man, ek gaan nou skree, amen, nee, maar ek gaan nie, ek gaan nou. Nee, anyway, as jy 'n Bybel by jou het, kan jy saam met ons blaai asseblief na Genesis 3 toe. As jy hom nie het nie, dit sal op die bord wees. Ons gaan vandag daar wees in Genesis 3, vanaf vers 1 tot vers 8. En die woord van die Here lees as volg. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrug van die bome in die middel van die tuin, wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrug en eet, en gee dit ook aan haar man by haar, en hy het dit geëet. Maar toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vye blare aan mekaar gewerk, en hulle het hulle skorte gemaak, en hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. Vandag was 'n bietjie 'n lang stukkie, maar bly by my, die tema wat ons het vir vandag is, wat hy gesê het. Wat hy gesê het. So ons is nou besig met hierdie proses van hierdie non-negotiables, nee? Van, daar's sekere goed wat ons net nie meer kan onderhandel nie. In ons geloof en ons paadjie wat ons met die Here stap, is daar sekere dinge wat ons net nie ons kan nie kies, ons wil dit hê, of ons wil dit hê nie, okay? Daar's sekere dinge wat net, dis non-negotiable. Dit is hoe ons moet optree. Dit is wat die Here sê, dis wat die woord sê. En hierdie laaste week begin die Here baie met my praat oor eintlik die wil van God, en dat die Here het 'n wil vir my en vir jou. En daar's hierdie groot plan wat die Here besig is om uit te voer, en ek en jy het 'n deel in dit. Net daar's 'n rol wat die Here wil hê jy moet speel, en daar's iets wat die Here deur jou wil doen. Want die Here het 'n wil vir jou lewe. Hy het nie net eendag opgestaan en sê, "Right, ek gaan nou vir Pietie bymekaar gooi en hom net in die wêreld in gooi nie." Nee. Sien hoe dit werk nie. Die Bybel sê dat voor jy gebore was, het hy jou geken. Het hy jou by die naam geroep. Hy het geweet wat hy met jou wil doen. Hy het geweet wat is die plan. En ek begin meer en meer besef dat om in die wil van God te leef, het ons nou en dan 'n bietjie leiding nodig. Dit is nie altyd maklik om te weet wat die volgende tree nie. En so lei die Here my na hierdie skrifgie toe, 'n bekende skrifgie in Psalm 119 vers 105, wat sê, "U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad." En ek love hierdie, want dit leer my dat die woord van God is 'n lamp vir my voet, so dit gee vir my duidelikheid vir die volgende tree. Partykeer gee die Here nie vir ons al die details nie, nee? Want dan hoekom gaan ons geloof nodig hê? As ons gaan weet hoe alles gaan uitspeel, hoekom gaan ons geloof nodig hê? Die Here gee vir ons net genoeg om die volgende tree te gee, maar hy sê ook, hy is 'n lig vir ons pad. So ons is op pad ergens heen. Die Here is besig om ons te lei na iets toe, wat hy wil deur ons doen. En om daar te kom, het ons die woord van God nodig, om ons voete te lei, elke dag. En ek weet nie van jou nie, maar ek het die woord van die Here elke dag van my lewe nodig. Amen, ons kan nie 'n dag gaan, sonder hierdie woord nie. Want dan begin ek my eie gedagtes volg. Julle. En dan begin ek hierdie in my kop vloek, en dan 2 uur vloek ek om regtig. Nee, dis nie reg nie. Maar ons het die woord van die Here elke dag nodig om ons leiding te gee. Ons het die woord van die Here elke dag nodig om ons te wys wat se volgende tree. En daar's 'n raamwerk in die woord, en die wil van God is gevind in die raamwerk van die woord. En soos ek aan hierdie ding dink, aan die wil van die Here en hoe hy groter planne het, wil ek met julle iets deel, wat 'n rukkie terug, wat ek hierdie week eintlik daaraan gedink het, maar die Here het my herinner daaraan, met hierdie Mighty Man storie. So, toe ek
toe ek beroep was Robertson toe, om Robertson toe te kom, vanaf my vorige gemeente, het ek die Here gaan vra vir 'n skrif. Ek het die Here gaan vra vir 'n woord wat ek kan vat en sê, Here, U sê vir my om te gaan. En ek is baie erg daaroor. So as jy 'n besluit wil neem in jou lewe, gaan kry 'n woord. Luister, dit is die rots. Gaan kry vir jou 'n woord waarop jy kan staan. Want die opinies gaan weggaan, maar die woord sal vir ewig bly. Kry vir jou 'n woord. Maar ek bid en ek vra die Here vir 'n woord, en die een skrifgie wat gekom het, sê vir my, die bestemde tyd het aangebreek, en ek sê, amen, dankie Here. En die ander skrifgie sê, hy gaan my lei na 'n stad toe, en allerhande goed. En die een skrifgie wat hy my gegee het, was in Psalm 107, vers 30. Wat sê, ek gaan jou lei na die hawe van jou begeertes. En ek dink vir myself, wat se begeertes? Ek begin te dink, wat se begeertes het ek nou regtig vrou? Ek grap. Dis 'n grappie. Ek oefen dit al hele oggend, dat ek net gesê. Maar in elk geval, nee. Alright, wat is salfolie? Nee, in elk geval. Ons is besig en die Here sê vir my, ek gaan jou lei na die hawe toe van jou begeertes. En ek eer die Here vir dit, en ek wonder toe vir die hele jaar eintlik dit, soos wat is die begeerte en wat gaan aan. En laasweek sit ek by die Mighty Men, en ons eer die Here vir dit. Want ons was nou betrokke by die Mighty Men, en ons het agter rond gehardloop en water aangedra, en wil weet jy, nee, alles het. Maar ek sit so, en ek het met die Mighty Men span gedeel by een van die meetings. Dus ek vir hulle, 'n paar jaar terug, het ek die Here gevra, Here, kan ek op een of ander manier betrokke raak by die Mighty Men? Toe ek Robertson toe trek, het ek nie geweet, die gemeente is betrokke by die Mighty Men nie. Ek het nie geweet, dit is wat vir my voorlê nie. Maar daar is 'n wil van die Here, en daar is 'n lig op ons pad, en die woord van God is die lamp, wat ons lei na die lig toe. Want sien, as ek ongehoorsaam was toe, sou ek nooit in hierdie gebed wat ek gebid het geloop het vandag nie. En my boetie en my sussie, dis waar vir jou ook. Dat as jy ongehoorsaam is in die woord van God wat die Here vandag vir jou gee, dan gaan jy nie in die wil van die Here loop wat hy vir jou beplan het vir môre nie. En ons moet begin gehoorsaam wees aan dit. En begin besef dat daar is 'n raamwerk van die woord. Daar is 'n raamwerk. En die Here gee vir ons 'n raamwerk. Nie om ons te straf nie. Nie om die lekker van die lewe uit te haal nie. Jy weet ons, party mense sê dit. Weet as ek die Here dien, dan is al die lekker weg. Dis boring, nee? Ja, dit is die lekkerste ding. Maar anyway, die raamwerk van die woord wat die Here vir ons gee, is daar om ons te beskerm. It's there to protect us. And it protects us not just against the evil things in this world, but sometimes it protects us against ourselves. Want luister vir my, partykeer kan hierdie vlees lelik beklei. En die Bybel sê die vlees en die gees is teenstrydig, hulle beklei teen mekaar. En as ons nie 'n raamwerk het waarin ons gaan leef nie, gaan ons ingee vir elke liewe begeerte wat die vlees ons kant toe gooi. En die raamwerk is daar om ons te beskerm. En ek dink aan 'n storie oor hoe gaan ek hierdie verduidelik. En ek dink aan 'n storie van my ouers se raamwerk. Okay? Toe ek hoërskool toe gaan 14, 15, het my ma 'n reël gehad. Het gesê ek mag nie met crackers speel nie en ek mag nie met vuurhoutjies speel nie. Okay? Ek weet nie hoekom nie. Tweede een seker om my te keer om 'n crack, ek weet nie. Maar ek mag nie met die crackers speel het nie. So gaan ek en my vriende en ons gaan swem by een van my pelle se huis. Ons is 14 jaar oud julle. Hier is 'n ware storie. Maar anyway, ons swem toe en ek het 'n klomp crackers. En my aan nee, maar ek het nie vuurhoutjies nie. So nee. En ons sit by hierdie pel se huis en ons swem en ons is al goed en sy ouers is hier by die huis nie en is nou 'n klomp 14-jarige laities wat daar rondhardloop. En oorkant sy huis was al groot oop stuk veld. Sulke drooggras tipe vibes. So hier was huis, hier was gras. Real story. Daar gaan toe mense in die gras in om iets weg te gooi daar agter. Ons dink toe, hierdie gaan die perfekte tyd wees om hierdie crackers weg te kry. Want ek mag dit nie by my hê nie. Ek gaan nie dit weggooi nie. Kom ons gooi daarin. So is ons af en ons steek die crackers in die brand en ons gooi dit in.
En ons hardloop terug in die huis in. Jy weet ons hoe is dit, nee? Dis nou baie snaaks. Hardloop in die huis in, ons kruip weg en ons almal lag, hahaha. En jy hoor pa en dis 'n hele storie en ons lag. En na so 'n paar minute dink ons, maar het dit nou begin reën? Want ons hoor die nee. Toe steek die veld aan die brand, nee? En hierdie veld begin brand. En hier is 'n ware storie. Maar dank die Here, ons hardloop toe uit, Frans hardloop uit met die honde se waterbak, as dit gaan help. Maar ons het 'n tuinslang en ons gaan daar en ons brand, ons doen dit alles en dit is ware storie. Die wat noem jy dit? Wat noem jy daai? Brandblusser. Nee, brandweer. That's it. Hulle kom verby ons gery. Hulle help ons was in die koerant. Dis baie, nee. Daar's foto's van ons wat staan met ons tuinslange. Ons het die vuur gestop. Ons het die vuur begin, maar it's fine. Maar ons het dit gestop. Dit maak nie saak nie. So gaan ek huis toe. Nou moet julle onthou. Ek's 'n firefighter, nee, dis rof. Ek gaan huis toe. Ek ruik soos rook. Ek is bang my ma dink ek het gerook. Kom maar aan. En my ma sê vir my, Tristan, hoe was jou dag? Ek sê nee, lekker dag met my ma en ek in die kamer in. En ek gaan kruip vir haar weg. Ek begin weghardloop van dit af, né? En op Zanine is so groot nie, so meeste mense ken mekaar en hulle het klaar uitgevind en daar was net so groot rook, wolk in die lug en hulle het my ma het geweet. Crackers en vuurhoutjies, sy was daar, né? En die punt van die storie is hierdie, dat daai raamwerk wat sy vir my gegee het om nie met daai tipe goed te speel nie en dit nie deel te maak nie, was daar om my te keer teen myself en om my te beskerm. Want ek sou die crackers gooi. Ons het die crackers gegooi. En die raamwerk was daar om ons te beskerm. En net so is die woord van God daar vir my en vir jou, om ons te beskerm. Want as ons nie 'n raamwerk het nie, dink jy hoe sal ons rondhardloop? As daar nie reëls was in die rugby game gister nie, dink jy wat se chaos sal daar gewees het? Nou dis dieselfde met die woord. Die woord gee vir ons 'n raamwerk waarin ons kan wandel. Alles wat ons nodig het, is in die woord. Alles wat ons gaan nodig hê, is in die raamwerk van die woord. Amen. Om tersies of dat sê? Nee. Maar dis wat my toe gelei het na hierdie stukkie toe. In Genesis 3. Want in Genesis 3 lees ons van hierdie storie van hierdie mense en dis die sondeval. Julle kom ons net so, okay? Kom ons bid gou vir hom. Kom ons bid net. Here, ons kom na U toe vandag en ons vra U, Here, dat U daai man se lewe sal aanraak. Here, ons bid, Here, dat U hom sal aanraak en dat U enigiets, Here, wat nie van U af is nie, vandag sal afsny, dat hy die waarheid sal ken. Dat hy sal weet dat Jesus Christus is goed, Here, en dat U kan hom red en U kan sy lewe verander. En ons roep dit oor hom vandag, Here. Staan by hom stil. Spirit in Jesus se heilige naam alleen. Amen. 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 Dis eer die Here. Alright. Terug, né? Nee? Allei, luister. So dis wat die Here lei my toe na Genesis 3 toe. Want ons lees, ons ken die vers, Johannes 10 vers 10. Okay, almal ken hom, die dief kom om te slag, te steel en te verwoes, maar ek het gekom om vir jou lewe in oorvloed te gee. Alright? Dis waar. Die Here het gekom om vir ons lewe in oorvloed te gee. Dis die waarheid. Maar ons moet onthou dat die vyand wil ook steel en verwoes en slag en doodmaak. Hy het ook 'n plan. En hy wil jou uit die raamwerk van God uitkry, want dis daar waar jy op gevaarlike grond loop. Dis daar waar jy in 'n plek is wat jy kan seer kry. En in Genesis 3 lees ons oor die storie van Adam en Eva en hoe die sonde in die lewe in die wêreld ingekom het. Ons almal is bekend met hierdie storie, maar ons lees dit en ons besef net weer eens hoe belangrik dit is vir my en vir jou om in die raamwerk te bly. Hoe belangrik dit is vir ons om te doen wat die Here vir ons sê om te doen. Want as ons nie gaan doen nie, dan is ons op baie gevaarlike waters. Dit is 'n gevaarlike plek waar ons loop as ons ongehoorsaam is teenoor die woord van die Here. En hier in Genesis 3 hoor wat gebeur vanaf vers 1 tot 2. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrug van die boom in die tuin mag ons eet. Nou, ek wil net gou hier stop en net gou hier net iets sê. Ons moet besef dat dit gebeur nie iewes skielik nie.
Okay. Jy word nie een oggend wakker en jou lewe is gebou op opinies van ander mense nie. Jy word nie een oggend wakker en al jou verhoudings is op die rotse nie. Dit gebeur nie iewes skielik nie. Dit gebeur deur klein keuses en klein besluite wat jy elke dag van jou lewe neem en eendag wanneer jy wakker word, besef jy hierdie is waar jy nou is. Maar dit gebeur nie iewes skielik nie. Jy word nie een oggend wakker en jou gebedslewe is daarmee heen nie. Dit stelselmatig wat hy steel. Dit stelselmatig wat hy inkom en te begin, kyk eerder bietjie meer TV. Kyk eerder bietjie meer dit. Gaan doen eerder dit. Jy kan later bid. Jy kan môreoggend opstaan om te bid. Moenie daai gebed bid hier, Here gaan jou wakker maak, 3 uur, nee. Maar dit gaan gebeur. Dit gebeur bietjie vir bietjie. En hierdie stukkie in Genesis 3, vanaf vers 1 tot 2, dan sê die woord van die Here hier, die slang het gekom. Slang kom en hy begin met Eva praat. En hier is die grootste fout wat van ons maak in ons lewens. Eva praat terug met die slang. Luister, jy dink jy kan met temptasie redeneer. En jy is besig om 'n gesprek te voer met iets wat jy eintlik net moet bestraf en wegjaag. Maar jy is besig om te redeneer met temptasie. Jy is besig om te redeneer met wat aangaan in jou lewe, te redeneer met hierdie twyfel wat in jou kop is. Jy is besig om te redeneer oor wat die vyand vir jou fluister in die aand en jy gee vir hom krag. Want in plaas daarvan om dit te bestraf en te sê ek bind dit en ek jaag dit weg en ek bind my gedagtes en wat ook al, is ek besig om dit spasie te gee om te beweeg in my lewe. Eva praat terug met die slang. En ek weet nie vir wie dit mag wees vandag nie, maar jy moet ophou met sekere goed terugpraat. Jy moet ophou met daai twyfel terugpraat. Jy moet ophou met daai temptasie terugpraat, want wat gebeur? Ons begin met dit redeneer en op 'n van die dag begin ons compromise. Op 'n van die dag begin ons daai gronde vind waarin ons kan loop sonder om skuldig te voel. En wat gebeur in hierdie storie, en ek dink daaraan, hoekom praat ons so terug met dit? Want as jy dink na 'n Bybelse voorbeeld, wat het Josef gedoen toe Potifar se vrou na hom toe kom? Hy het nie met haar geredeneer nie. Hy het weggehardloop, nee? En ons moet baie keer weghardloop van dit af, maar hier is die ding wat ek vandag wil sê, onthou wat sê Jakobus 4 vers 7. Bybel sê, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal vanaf julle wegvlug. Sien, hier is die goeie ding van die woord van God wat hy vir ons hier leer, is dat as ons begin hardloop na die regte ding toe, dan gaan die ding wat ons jaag, begin wegvlug. Nie as gevolg van my en jou nie, maar as gevolg na wie toe ons hardloop. Want die een na wie toe ons hardloop, is groter as hy wat in hierdie wêreld is. En die vyand skrik nie vir jou nie, my boetie en my sussie. Hy skrik vir die een wat in jou is. Dis hoekom die Bybel sê, onderwerp jou aan God. Weerstaan, hy sal vlug. Moenie begin redeneer in jou eie krag nie. Moenie begin redeneer en begin die grey area soek nie. Dis waar hy begin vashou plek kry. En die Bybel sê in Efesiërs, dan sê die woord van die Here vir ons, moet aan die vyand geen vashou plek gee nie. En hoe meer jy gaan redeneer met daardie temptasie, hoe meer vashou plek gee jy dit. Jy moet dit bestraf, jy moet na die Here toe hardloop, jy moet jouself onderwerp aan die woord van God, aan die krag van die Here en weerstaan dit. Moenie dit plek gee in jou lewe nie. Moenie dit plek gee in jou huwelik nie. Moenie dit plek gee in jou kinders se lewe nie. Moenie dit plek gee nie. Daar is iemand na wie toe ons kan hardloop. Ons kan na die Here toe hardloop. Ons kan by hom gaan skuiling vind, my boetie en my sussie. Eva praat terug met die slang. En sy maak die deur oop vir hom om te kan begin werk. Want wat gebeur volgende, is hy begin met haar praat. En hoor wat gebeur in vers 4 tot 5. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. My boetie en my sussie, as die vyand eers die conversation begin, en daai engagement begin, en daai deur kry, dan begin hy sekere goed plant van twyfel. Hy plant twyfelsaadjies in jou lewe. En wat hy doen hierso met Eva, is hy plant heel eerste 'n twyfel in die woord van God. Want hy vra vir haar, het God dit regtig gesê? Dan vat hy die woord en hy draai dit, want die Here het vir hulle gesê in Genesis 2, dat as jy hiervan gaan eet, gaan jy sterwe. Hier sê hy vir haar, jy sal nie sterwe nie. So hy draai dit.
En die derde ding wat hy doen, is hy laat ons begin twyfel in die goedheid van God. Luister, ek preek nie vandag hierdie preek dat ek en jy moet bang raak vir die vyand nie. Hoor jy? Ek wil nie jy moet meer bewus raak van die vyand as van Jesus Christus nie. Dis nie my hart vandag nie. Maar ek doen glo dat as ons nie bewus is van die vyand nie, hoe gaan ons hom weerstaan? As ons nie weet hoe hy ons gaan aanval nie, hoe gaan ons hom weerstaan? As ons aangaan of hy nie bestaan nie, dan gaan hy met jou begin woer speel. Jy moet kan weerstand bied. En jy moet pas op hierdie 3 plekke, want hy val jou aan op daai maniere. Hy kom plan nie twyfel. Plan nie twyfel, is God se woord ooit waar? Die Here het dan gesê, dat alles werk ten goeie uit, maar dit lyk nie of alles ten goeie nou uitwerk nie. Het God dit regtig bedoel, dan begin jy jouself die vraag vra, gee God regtig om? Het hy regtig 'n plan vir my lewe? En dan begin jy twyfel in die goedheid van God. En as jy lank genoeg daar bly, dan begin jy iets vorm, wat nie in die woord gebaseerd is nie. Dan begin jy 'n opinie vorm, wat nie gebaseerd is op die woord van God nie. En ek wil dit vir julle lees in die Nuwe Lewende Vertaling in vers 6. Wat het my so gevang. Hoor wat sê die woord, hy sê die volgende, dit het die vrou oortuig. Julle het dit my gevang hierdie week, dit het die vrou oortuig. En ek wil met julle iets deel wat die Here rukkie terug vir my gevra het, en ek glo in my hele hart, dit kan iemand vandag help. En rukkie terug in my lewe, was daar iets wat ek geglo het. Ek het vasgeglo, dat een van die goed was, ek het vasgeglo dat om 'n pastoor te wees en om in die bediening te wees, moet ek alles om my prys gee. En ek moet net tyd spandeer in die woord, wat ons moet doen, nee. Maar ek mag nie golf speel nie, en ek mag nie dit gaan doen nie, en ek moet net hier bly. En dit my baie geïsoleer. Want ek het nee gesê vir soveel goed. En toe vra die Heilige Gees my eendag hierdie vraag. En ek hoop dit help iemand vandag. Die vraag was hierdie: is wat jy glo die waarheid? Want daar is 'n opinie wat jy gevorm het, en dan is daar 'n waarheid wat ons vind in die woord van God. En luister vir my, as jou oortuiging vandag nie gebaseerd is in die woord van God nie, is jy in 'n gevaarlike plek, want jy gaan begin verskonings maak vir sonde. Jy gaan begin verskonings maak vir hoekom jy optree soos jy optree. Dan begin ons goed sê soos, dis maar net wie ek is. Of dis maar net hoe ek groot gemaak is. Dis wat ek geleer is. My boetie, my sussie, dis great. Ek weet ons word gevorm deur hierdie tipe dinge, en ek weet ons gaan deur hierdie tipe dinge, maar as dit nie ooreenstemmend is met die woord van God nie, hoe kan dit iets wees waarop jy jou lewe wil bou? Hoe kan dit iets wees wat elke besluit in jou lewe begin regeer, as dit nie gebaseerd is op die woord van God nie? En ek dink vir myself, en vanoggend terwyl ek bid, kom hierdie skrif in my op, en ek dink aan die Israeliete, wat op pad was na die beloofde land toe. Ons almal ken die storie, en hulle stuur 12 mense in, en hulle kom terug, en 2 sê, ons kan gaan, en 10 sê, daar is nie 'n manier hier. Kan nie dit doen nie, hulle is te groot. 10 sê, ons kan nie gaan nie. En hulle spandeer vir 40 jaar in die woestyn, as gevolg van 'n opinie wat gevorm is, wat nie gebaseerd is op die woord van God nie. En daar's 'n Bybelvers, ek wil lees in Deuteronomium 1, wat sê hierdie, 11 dae is die pad van Horeb af, na die geberg Seir toe, tot by Kades Barnea. En in die 40ste jaar, in die 11de maand, op die 1ste van die maand, het Moses met die kinders van Israel gespreek. My boetie en my sussie, moenie in 'n woestyn bly van 40 jaar, wat jy kon uitkom in 11 dae deur geloof nie. In 11 dae kon hulle in die beloofde land gewees het, maar as gevolg van 'n opinie waarop hulle alles gebaseerd is, wat nie gebaseerd is uit die woord van God uit nie, wat nie ooreenstemmend is met die woord van God nie, het hulle slaaf gebly. Hulle het 'n slaaf gebly vir 40 jaar in daai woestyn, en het gewandel, en het hulle 11 dae gevat op 'n van die dag, om te gaan van waar hulle is, tot waar die Here wil hulle moet wees. Dit is belangrik om op te let, wat is daai opinie in jou lewe vandag? Wat is dit?
Wat het die vyand jou so oortuig, wat waar is in jou lewe, dat jy leef al in dit? En een pastoor het dit so mooi gesê, hy het gesê, if you think it long enough, it will start to feel true. Okay? But if you act it long enough, it will become true. As jy aanhou dink, jy is nie goed genoeg nie, en jy tree so op, gaan dit naderhand begin waar word vir jou. As jy aanhou begin dink, dat daar is niemand vir jou nie, niemand gee om nie, en jy tree die hele tyd so op, en jy stoot mense weg, en jy isoleer jouself, gaan dit naderhand begin waar word. Daai opinie wat jy jou lewe opbou, het soveel krag. My boetie, my sussie, moenie die vyand daai vashou plek gee nie. En ons sit hier vandag, en ek wil dit met julle deel vandag, want ons lees in Genesis 3 vers 8, hoe die Here in die tuin begin wandel. Hoe die Here kom deur in die aand wynkie, en hulle hoor die Here roep, en hulle gaan kruip vir hom weg. En ek was so gevang, want die dag voor dit het hulle dalk saam met die Here gewandel. En vandag kruip hulle weg vir die Here. En in plaas daarvan om daai opinie of daai ding wat jy besig is mee, wat nie gebaseerd is in die woord van God, te konfronteer nie, kruip jy agter dit weg. En in Genesis 8 kom die Here en hy wandel deur die tuin, en hulle kruip van hom weg, en ek besef hierdie ding, dat wanneer ons buite die raamwerk van God begin leef, buite die raamwerk van die woord van die Here begin leef, dan begin die vyand ons vrymoedigheid steel, om na die Here toe te gaan. Dan begin ons skuldig voel. Dan begin ons wegbly van die kerk af. Dan begin ons ophou Bybel lees. En dan op 'n van die dag beweeg ons weg en die vyand wen. Want dis al wat hy wil doen, is hy wil jou wegkry van die Here af. Hy wil hê jy moet voel die Here ken jou nie. En die Here is nie lief vir jou nie. En hier op hierdie dag, op hierdie oomblik in die tuin, kom die Here en hulle vrymoedigheid is weg. En ek weet jy sit van ons hier vandag wat skaam is. Trust my, ek was al waar jy was. Ek het vir baie lank geglo dat wat ek doen is reg, en ek het verskonings gemaak vir my sonde. Ek het vir baie lank geglo dat wat ek gedink het is reg, en ek het net aangehou daarin leef, en myself net al hoe meer begin isoleer. Maar in een dag wat ek gesit het, en ek het skaam gevoel, julle, ek sê vir julle, ek kon nie na die Here toe gaan met dit nie. Maar een dag het ek daar gesit, en ek besef dat al voel ek skaam, is daar nog steeds 'n naam. Daar is nog steeds 'n naam, bo elke naam, wat ek kan aanroep, en wat ons kan aanroep. En die Bybel sê in Psalm 120 vers 1, dat as ons hom aanroep in die dag van benoudheid, dan sal hy ons hoor, en ons kan geloof hê in dit, dat al sit ons vandag op hierdie plek, en jy voel versmoor deur sonde, kan jy nog steeds uitroep na die Here toe. En hy kan ons nog steeds kom terugtrek. Hoekom? Want Jesus het gekom, en hy het gaan herstel, wat in die tuin gebreek het. Hy het die prys vir my en vir jou gaan betaal. En op 'n dag kan ons nou weer met vrymoedigheid na die Here toe gaan. Ons kan na die Here toe kom met alles wat ons het. En sê, Here, hier is ek met alles. Hier is ek met al my foute. En ek kan dit by die Here kom neerlê. En dan sê Jesus iets so moois, in Johannes 14. Hoor wat sê Johannes 14 vers 23. Ek is amper klaar hier, hy sê hierdie. As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. My boetie en my sussie, wanneer ons die woord van God begin bewaar, wanneer ons begin leef in hierdie raamwerk, dan kom die Here na ons toe en hy kom maak woning by ons. En daar's 'n intimiteit tussen ons en die Here. Daar's 'n verhouding wat plaasvind. Ons kan openlik na hom toe gaan. Maar as ons buite die raamwerk beweeg, dan word ons vrymoedigheid gesteel. En al wat dit vat om terug te kom, is net om te sê, Here, ek het U nodig. En ons kan terugbeweeg in dit in. En ons kan begin doen wat die woord van God sê. En die Bybel sê so uitdruklik in Matteus 7, dat almal wat hierdie woorde hoor en dit doen, sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots bou. As die storms en die see en winde kom, sal hy huis nie val nie, want sy fondasie is op die rots. Sien, ek wil vandag hê jy moet weet dat die woord van God is nie onderhandelbaar nie. Ek en jy kan nie kies wat ons wil hê nie. Ons kan nie kies wat toepas op ons lewe en wat nie toepas nie. Dis nie hoe dit werk nie.
Dis die woord. Ek het dit geskryf hier, die Here het dit geskryf. Maar dis die woord, ons kan nie kies nie. Maar net soos wat ek en jy nie oor dit kan onderhandel nie, kan die vyand ook nie met dit onderhandel nie. En dit gee my hoop om te weet, dat wanneer ek uitroep, hy wat in my is groter as hy in die wêreld, dan moet die duisternis sidder, want dis die waarheid, want dit is gebaseerd uit die woord uit. En dit is waarop ons lewe moet bou, is op die woord van God. Nie op opinies van ander mense nie. Nie op wat ons dink of wat ons beleef het nie. Want wat jy glo is nie altyd die waarheid nie. En ek wil afsluit met 'n storie. Ek het dit eendag gehoor en ek wil met julle afsluit. Daai ou op die kruis, daai the thief on the cross. Imagine, hy het in die hemel aangekom. En hy kom in die hemel aan en engele sien hom raak. En hulle sê vir hom, okay, maar ons het nou almal se name op die lys, al 12, behalwe Judas, jy weet, maar wie's jy? En hy sê, ek was die ou op die kruis. En hulle sê, maar wat het jy gedoen om hier uit te kom? Ek het op die kruis gehang. En hulle roep die ander ou en hy vra hom, en hulle vra vir hom begin van die dag, hoekom is jy hier? En imagine net wat hy vir hulle draai en sê, want die een wat op die middelste kruis hang, het gesê ek kan kom. Die een wat op die middelste kruis hang, het gesê, vandag sal jy saam met my in paradys wees. My boetie en my sussie, ons kan nie ons lewe bou op opinies van ander mense nie. Ons kan nie ons lewe bou op die ekonomie, of wat jou finansies sê, of wat jou situasie sê nie. Dit is nie waarop ons lewe kan bou nie. Ons moet ons lewe bou op wat hy gesê het. Wat sê hy? Wat sê die woord van God? Dit is daar waar ek en jy die totale vryheid van in Christus gaan beleef, is in die woord van God, is in daai raamwerk. Hou op jou lewe bou op die sand, en begin dit weer bou op die rots, wat Jesus Christus is. Amen? Amen. Ons gaan nou vandag nagmaal gebruik, en ek gaan nou afbeweeg, ek gaan nie afspring nie, net op knakke kniegie, maar ons gaan nou afbeweeg, en dan gaan ons nagmaal gebruik, en dan gaan ons saam bid. So kan die young adults, allemaal waar julle is, waar julle oral is nie, kan julle so dan kom, asseblief. Hy is sommer hier heel voor. Prys die Here, die jong mense is heel voor. Ja. Wat sê julle? Okay. Gryp jy daarin? Wat sê? Ek gaan links. Ja, gaan jy die kant? Gaan jy die kant? Ja. Go for it. Begin jy aan die agterste kant, daar by die oud box, okay? Gaan jy saam met hom? Okay. Wat sê? Sinaiki, vat jy al, begin jy hierso. Okay. Eddie, vat jy so lank, dan begin jy die kant. Okay. Gaan jy, vat jy van een van daai asseblief? Wie sê nog? Ek begin, ek probeer, weet jy. Okay, sê jy vir my begin in die agterkant deel, okay? Gaan jy saam, hoe gaan met jou? Lekker, dankie, gaan jy saam met hom. Sê jy vir my boontoe gaan. Gaan jy saam met hom boontoe, okay? It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your
grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Het almal gekry? Is daar enigiemand wat nie gekry het nie? Almal happy? Almal? Alright. Ek wil julle vanoggend vra dat terwyl ons saam hierdie nagmaal gebruik, wil ek hê ons moet onsself herinner aan dit. Dat Jesus Christus het gesê dat hierdie is sy liggaam wat vir ons breek. En hierdie is die bloed van die nuwe verbond. En ons kan vandag ons lewe bou op wat die Here gesê het. En ons gebruik hierdie nagmaal vandag en ek het so opgewondenheid in my, want ek besef waartoe ons gaan. Ons gaan eendag saam met die Here wees vir ewig. Nie as gevolg van wat jy gedoen het nie. Nie as gevolg van ons goeie werke nie, maar wat hy vir ons gedoen het op daai kruis. Vandag terwyl ons hierdie nagmaal gebruik, wil ek hê jy moet dit vir jouself herinner. Dat ons bou ons lewe nie op ons eie werke nie, nie op ons eie opinies nie, maar op die woord van God. Dis nie onderhandelbaar nie. Ek wil julle vra terwyl ons dit gebruik, as daar enigiets is hierdie laaste ruk in jou lewe wat jy opgebou het, wat nie die Here se woord is nie, wat nie ooreenstem nie, wil ek hê jy moet dit bely by die voete van die Here. Jy moet vir die Here sê, Here, ek is jammer. Vergewe my, Here, en kom terug na die regte plek toe, by die voete van die Here. Amen. Kom ons gebruik saam en bid ons. Right. Here, soos ons vandag hierdie nagmaal gebruik, Here, herinner ons net onsself aan die prys wat U gaan betaal het. En Here, ons herinner onsself vandag, Here, hoekom ons eendag saam met U in die hemel kan wees. Want U het so gesê. Want U het gesê, Here, dat wie ook al in my naam glo, sal nie vergaan nie, sal nie sterwe nie, maar sal die ewige lewe beerwe. Here, dankie dat ons vandag, Here, weer eens net kan besef hoe belangrik
maar ook hoe kragtig is die woord van God, Here. U is die rots waarop ons lewe bou. U is ons fondasie, Here. En Vader, as daar enigiets is wat daai plek geneem het, bely ons dit vandag. Ons vra, Here, om ons te vergewe. En help ons, Here, om ons oë op U te kan hou. Dankie vir U liggaam wat vir ons gaan breek het, Here, die liefde wat U vir ons gewys het op daai kruis, Here. En dankie dat ons vandag weet, dat deur U wonde is daar genesing vir ons. Ons gee U al die eer vandag in Jesus se heilige naam alleen bid ons dit. Amen. Amen. Kom ons gee vir Here 'n lekker handeklap net waar hy is. Ek wil jou uitnooi om nog 'n liedjie saam met ons te sing en die Here se naam groot te maak, maar voel vry. Okay? Dit was nou dit. Mag die Here julle seën. Geniet dit en dan sien ons julle weer volgende week. Dankie julle. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed at your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve
name.